uit 2 Korintiërs hoofstuk 4, 2 Korintiërs 4, verse 8, 9 en 10. 2 Corinthians 4, verses 8, 9 and 10. Ik lees in Engels. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death for Jesus' sake, so that his life may also be revealed in our bodies. Lees in Afrikaans. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlate nie. Ons is neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van Here Jesus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lewe openbaar word. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naams ontwil. Gaan ons maar Doris vra om die woord van die Here te seën. Kom, laat ons stil word voor die Here. Here, baie dankie vir die woord wat uitgegaan het vanoggend. Here, ons het honger gekom, Here, en dat U ons siele gevoed het, Here, met die kosbare bloed. Here Jesus, baie dankie vir 'n week wat verbygegaan het, Here. Vol verwagtinge, maar U was die koning bo alle konings. Here, dankie vir ons pastoor, Here. Sy met die gemeente, ons evangelis, die Audi, wat ons so bekoor met alles op hoogte te hou, Here Jesus. Ek vra ook, Here, om vir Bevan en vir Bandelie ryklik te seën, Here Jesus, want hulle is altyd daar vir ons om hierdie gemeente te lei. En hulle jeug, Here. Here, U kan hulle gebruik in alle omstandighede, Here Jesus. Baie dankie, Here, vir hulle en ook vir juffrou, Here, wat vir ons 'n moeder is. Sy is altyd daar. Sy is sagmoedig, Here. Sy luister na elke een se probleem en sy is daar om ons te onderrig. Dankie, Here, vir haar plek wat sy vol staan. Here, dankie. Ek wil so baie noem vanoggend, Here, wat ek wil sê net dankie, Here. Dan is dit daar my groot evangelis suster daarvoor wat ek noem die drukstokkie, Here. Sy so, U maak haar so sterk, Here, dat sy is altyd vir my, Here, om op haar te kan leun wanneer ek swak word, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir 'n vriendin soos my Joyce, Here. Here, U beskerm en bewaar haar, Here. Here, U behoed haar waar sy ook al mag gaan, Here. Here, wees haar naby, Here, en haar familie, Here. Daardie klein dogtertjie, Here. Here, ek sê vir U, ek is so trots op ons jongelinge. Kyk waar in die wêreld het die Here vir haar 'n deur oopgemaak, Here. En wanneer sy daar terug sal kom, Here, kan sy weer terugvoering gee van die goedheid, Here. Here Jesus, baie dankie. Ek knip dit nou maar af, Here, want dit is te veel om op te noem. Baie dankie, Here, met groot danksegging. Dankie vir jou bewaring en beskerming. Here, nou voort met dit, Here, vir hierdie komende week, wat onbekend is aan U, Here, maar sonder U en ons, sal ons dit daar deurmaak, Here. Here, dankie, Here, waardeur U vir my gedra het, Here Jesus. Ek, soos die woord nou daar uitgegaan het om te sê, I will never go back. Here Jesus, dankie, want jy het my met die salwing
gesalf, Here. Ek is nog besig om genees te word en ek dank U daarvoor, Here. Here, gebruik my, Here. Sielkundig, Here. As daar mense is, Here, wat hy sielesrus nodig het en my siel en bemoeid is, Here. Laat U my kan gebruik, Here, om vir hulle te kan vertel en hulle te kan bemoedig om waardeur U vir my gereël het, Here Jesus. En ek sê vir U baie dankie, Here, my God. Groot danksegging in die wonderlike naam Jesus. Amen. Dankie my mamma. Mag die Here jou nog meer seën. Ek dink ons het 'n getuienisdiens nodig. Ek dink ons het 'n getuienisdiens nodig. Ek dink die Bybel sê jy oorkom die duiwel deur die woord van die Here en deur die getuienis oorkom jy die duiwel. En dit is so baie om vir die Here dankbaar te wees. So volgende week gaan ons 'n getuienisdiens hê. So hou jy getuienis daar en kom sê vir ons wat die Here vir jou gedoen het, man. En wanneer jy kom getuig en sê wat die Here vir jou gedoen het, dan gaan hy vir jou nog meer en meer doen. Laat my toe om saam met te deel vir 'n paar minute uit ons voorgelese gedeelte. Ek wil hê die musikant, ons ouderling moet sit by die keyboard. Ek weet nie wat doen hy nie. En dan ons sangers moet ook maar gereed sit met hulle mics. Oudie? Okay. In die gedeelte kom die apostel Paulus en hy skryf aan die gemeente te Korinthe. Hy skryf aan hierdie gemeente en hy sê vir hulle wat hy alles deurgemaak het. Hy sê vir hulle hoe die duiwel hom beproef het. Hy sê hoe hy klomp dinge in die gesig gestaar het, hoe hy gelei het, hoe valse getuies teen hom opgestaan het, en hoe hy al die dinge moes meemaak, sodat hy die evangelie van Christus kan verkondig. Hy kom en hy sê vir hulle, ek was verdruk gewees, ek was verleë gewees, ek was vervolg, ek was neergewerp. Met ander woorde, hy wil onder hulle aandag bring hoe hy keer op keer deur die vyand getreiter was en hoe die vyand probeer het om hom weg van die Here af te neem, om te keer dat die blye boodskap uitkom. Maar hy kom en hy gee nie net vir ons dit wat hy deurgemaak het nie. Hy kom ook en hy sê vir ons dat ek het al hierdie dinge deurgemaak. Ek was vervolg, ek was neergedruk, ek was amper dood gewees. Maar weet jy wat? Deur die krag van God, deur die hulp van God, staan ek nog vandag. Die duiwel kon my nie onderkry nie. Hy het alles probeer om my weg te kom, my te keer, om die woord van God te verkondig, maar hy kon dit nie reg kry nie, want elke keer wanneer ek deur hierdie dinge gegaan het, dan het God gekom en hy het my sterker gemaak. Hy het my krag gegee om deur al hierdie beproewings te gaan. Dit was swaar soms, dit was moeilik, maar God het my gehelp. God het my deurgedra en ek staan nog vandag. Ek kon sy evangelie boodskap kon ek verkondig tot aan die bitter einde. Dis Paulus wat sê wanneer hy sterwe, sy laaste oomblikke wat sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, en ek weet dat daar 'n kroon vir my weggeberg is. So Paulus het alles meegemaak, en hy het aan die einde van die dag,
het hy as 'n oorwinnaar uitgetree. Apostel Paulus kom en hy skryf aan die gemeente van Korinte hierdie dinge wat hy, hierdie aanslag wat hy moes meemaak. Maar hy hou nie op daar nie, met aan hy sê, ek het deur gegaan, deur God wat my krag gegee het om Nico, en God wat my gehelp het. En vanoggend kom Paulus na Trinity Worship Center toe. Vanoggend kom Paulus se woorde wat hy in die gemeente van Korinte geskryf het, kom hy na Trinity Worship Center toe. En hy wil vir ons herinner dat die pad waarop ons loop is nie 'n maklike een nie. Paulus wil kom en vir ons sê dat die pad wat ons loop as Christene is nie 'n maklike een nie. En net soos wat hy hierdie dinge meegemaak het, moet ons weet dat ons dieselfde pad sal loop. Maar ons het die versekering, ons het die geloof, ons het die hoop en die wete dat die Here ons gaan bystaan, dat die Here ons gaan help en dat die Here ons gaan deurdra en dat ons as oorwinnaars sal uitstaan. Baie mense kom, baie predikers wat preek, Lionel, en dan sê hulle wanneer jy Christus in jou lewe aangeneem het, dan gaan dinge mooi loop. Wanneer die Here in jou lewe aangeneem het, dan hoef jy nou nie meer te worry nie, maar Doris, want die pad gaan mooi wees. Maar kom ek sê vir u, dis alleen uit die put van die hel uit. Bybel sê as jy my aan wil aangaan, moet jy jou kruis opneem en jy moet my volg. Ek sê ek is besig om voor te berei vir die diens van vandag. En weet ek dink daaraan dat ons vandag, coach, die eerste dag van Februarie is. Januarie 2026 is verby. Eerste maand van die jaar is verby. Weet jy, wanneer ek so kyk en wanneer ek so luister na wat ons mense meemaak, dan besef ek, vir baie van ons voel het asof ons al diep in die jaar is, oudie. Die vyand kom met allerlei beproewinge en aanslag en hy wil ons vernietig. Hy kom en het voel vir ons asof ons nou al lankal in hierdie jaar is as gevolg van dit wat ons meemaak. Ek luister na ons ou moeder, sy nou die dag met my praat. Sy sê vir my, pastoor, ek kan nie meer nie. Pastoor, het lyk asof alles vir my te veel word. Ek praat met een van ons broers, hy sê vir my, Uncle Ben, ek weet nie meer nie. Ek weet nie wat het ek gedoen nie, maar ek weet nie waarom ek deur al die goede moet gaan nie. Ons mamma sê vir my, pastoor, my seun was nou die dag amper dood gewees. Hy stap op en daar kom 'n motor af en hulle wil hom in die kar inlaai. En hy trap vas en daar kom 'n tweede kar verby en hulle sê, nee, is die verkeerde persoon. Ek besef dat ons as kinders van die Here deur baie dinge gaan. En ek dink soms voel ons, maar Doris, jy kan nie meer nie. Ek voel asof alles net te veel word vir jou. Paulus kom man en hy bemoedig ons en hy sê vir ons, moenie worry nie man, ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie man, soos ek jou gedra het al die tyd, net so gaan ek jou nou ook dra. Ons kan nie omdraai nie. Ons kan nie terugkeer nie. Die Here is so goed vir my. Die gee vir my 'n key. Ons kan nie omdraai nie. Bietjie laer.
Sê my, hoe kan ek wil omdraai? As die Here so goed is vir my, ek kan nie omdraai nie. Sê my hoe kan ek wil omdraai? As die Here so goed is vir my, ek kan nie omdraai nie. Al praat die mense van my, al druk die lewe my, ek kan nie Laaste keer. Al praat die mense van my, al druk die lewe my, ek kan nie omdraai nie. Paulus kom en hy sê, ek was verdruk van alle kante af. Oral waar ek gegaan het, was mense teen my gewees. Daar was goeie mense gewees. Daar was mense wat my vervolg het. Daar was mense wat my wou doodmaak, Pieter. Maar ongeag al die dinge, was God se krag daar om my te ondersteun. Psalm 34:20 sê vir my so mooi, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Maar uit almal red die Here hom. In ander woorde, ons teëspoed is baie, maar Joyce, ons teëspoed is baie, as ek die Bybel gebruik, menigvuldig. Maar ons die versekering dat die Here red ons uit elkeen van daai omstandighede. Paulus sê, ek is verdruk man, almal is teen my, maar ek is nie terneergedruk nie. Ek het trials wat ek deurgaan, beproevinge wat ek deurgaan, maar ek is nie sonder hoop nie. Ek is nie hopeloos nie. Soms weet ek nie watter kant toe nie om Nico. Soms weet ek nie waar om te gaan nie. Soms lyk dit vir my asof daar nie uitkomkans is nie. Maar die Here is saam met my. Joshua 1:5. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Wanneer jy deur hierdie probleme gaan, wanneer jy deur die teëspoed gaan man, moenie worry nie man, die Here is saam met jou en daarom hoef jy niks te vrees nie. Paulus sê, ek is verleë, ek weet nie wat die toekoms my inhou nie, Suster Dorien. Ek weet nie wat op my wag nie. Ek is soms angstig man. Ek weet nie watter rigting om in te slaan nie. Maar ek is nie radeloos nie. Want ek weet, God is besig om vir my dinge uit te werk. God is besig man, om dinge vir my uit te werk. God is working it out. God is working out. One thing I know, one thing I found, oh, that God is working out. God is working, God is working it out. Oh, God is working it out. One thing I know, one thing I found, God is working it out. Psalm 37,
Laat jou weg aan die Here oor. Vertrou op hom en hy sal dit laat gebeur. Hy het ons deurgedra, man, te midde van so baie dinge. Ons het nog nooit beskaamd gestaan nie. Maar Dolly, elke keer het die duiwel 'n knockout gekry. En wat God ons met ons gewees het deur al die tye, daarom weet ons dat hy, dit wat ons meemaak nou, dat hy besig is om dinge vir ons uit te werk. Ons voel dit, Baba, asof dinge nie lekker gaan nie. Ons voel dit asof dinge nie gaan soos ons wil hê nie. Daai skool het miskien nog nie die antwoord gegee nie. Maar die Here is besig, my kind, om dinge uit te werk. Ons sien dit nie, hier in die onsigbare gaan hy kom en hy gaan vir jou deurkom. En hy gaan daai deur wat gesluit is, my kind, gaan hy vir jou oopmaak. Hy gaan hom oopmaak. Hy het ons deur so baie dinge het hy ons gedra. Through it all, oh, through it all, I've learned trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, He was with me. Through it all, I've learned to depend upon His word. Maar weet die gedeelte wat my veral getref het, is die laaste gedeelte, vers 10. Gedurig dra ons die doding van Here Jesus in ons liggaam om, sodat ons ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar moet word. Paulus kom aan en hy wil vir ons attent maak oor dit wat die Here moes deurmaak. Ek dink vandag staan ons dan juis by die tafel van die Here, waar ons dink aan die bitter prys wat hy betaal het. Hoe hy gemartel was, hoe hy 'n doringkroon op sy hoof gehad het, hoe hy vasgespijker was aan 'n ou ruwe kruis, hoe sy liggaam verbrysel was. En nou kom Paulus en hy sê vir ons, net soos Christus gelei het, moet ek en jy ook lei. Net soos hy gelei het in sy liggaam, net so is dit nodig dat ek en jy ter wille van die evangelie moet lei. Dat ek en jy moet lei, omdat ons kinders van hom is. So ons Vader het gelei, so daarom moet sy dood en sy lyding moet ook in ons lewe openbaar word. So wanneer jy lei, man, moenie sê, laat die goede weggaan nie, man. Maar sê vir die Here, dankie, dat ek ook 'n deel kan hê in jou lydingen. Dankie dat ek ook kan deel in die lyding wat jy vir my meegemaak het. En die vyand kan maar kom en doen wat hy wil. Aan die einde van die dag, Here, het jy gesê, dit is volbring, dit is klaar. En daar gaan 'n dag kom, wanneer ek ook so kan sê. Paulus sê, wanneer ons ly, dan moet ons weet dat ons ware kinders van Christus is. Paulus sê, dat lyding, teleurstellings, teëspoed is deel van die lyding van die kind van die Here. Want sonder lyding is daar nie glorie nie. Without suffering, there is no glory. And we need to suffer as children of the Most High. Ek skryf in Galasiërs en sê, verder moet niemand my moeite aan doen nie, want ek dra die littekens van Here Jesus in my liggaam. Filippense 3:10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en gemeenskap kan hê aan sy lyding. So wanneer ek ly, Michelle, wanneer my weg vol teëspoed is, man, dan gaan ek sê, dankie Here, ek ervaar op 'n klein manier wat jy vir my moes meemaak. Maar ek weet ook, Here, dat die lyding gaan my nie onderkry nie, want ek het 'n God wat leef, wat saam met my
wat saam met my is. Ek gaan afsluit. Ek luister nou die dag. Op my phone kry ek 'n interessante sprokie. En die persoon laat my dink aan Job. Satan het rondgegaan, sê die Bybel, omgeswerf oor die aarde en gekyk wat aangaan. En dan kom hy na God toe en hy sê, en dan kom hy na God toe, nadat hy almal gekyk het op die wêreld. En God vra vir hom, het jy aandag gegee op my kind Job? Het jy gesien wat wie my kind Job is? En dit laat my so diep dink, Pieter. Ek wonder soms dat wanneer die vyand so die aarde deurkruis, ek wonder wanneer hy so die aarde deurkruis en hy kom by God, sê hy nie miskien vir God of vra God nie vir hom nie, het jy gelet op my seun Pieter? Het jy gelet op my kind Madol? En dan sê die Satan vir hom, ag man, hulle is maar net so, omdat jou hand oor hulle is. En dan laat God seker soms toe, dat die vyand ons vervolg, sodat God aan hom wil bewys, dat ons ware kinders van God is. So soms wil hy met ons spog, Tandi. Soms wil hy vir die vyand sê, man, daar's my kinders. Sien jy hoe dien hulle jou? En dan as gevolg daarvan, moet ons die toets deurstaan, te sê. Want kom hy nou en hy wil vir ons bewys, hy wil vir God wys, dat jy gaan nie staan nie. Hy wil vir God wys, hy gaan jou onderkry. Maar ek weet, dat ons Here is groter, ons Here is magtiger, en ons sal nooit beskaamd staan nie. Ons gaan nie toelaat nie, maar Doris, dat die Here beskaamd staan, omdat ons van hom af weggegaan het nie. As jy enig iets vergeet het, wil ek vir u net sê, maak die saak wat jy meemaak nie, man. Ons Christene moet dit deurgaan, omdat ons in God se leiding moet ons in deel. Maar ons is nie sonder hoop nie. Ons is nie radeloos nie. Ons weet op wie ons vertrou, en ons weet dat hy gaan vir ons deurkom. Hy gee ons krag, hy gee ons sterkte om deur al hierdie dinge te kom. Moeilik soms, coach. Soms weet ons nie wat ek kan doen nie. Maar ons kan nie ongelowig wees nie. Ons moet ons geloof in hom setel. En ons moet glo dat hy ons gaan deurtrek. Vanoggend gaan ek iets doen wat ek seker nie normaalweg doen nie. Maar ek wil hê, as jy miskien deur 'n moeilike ding gaan, as jy miskien deur 'n beproewing gaan wat voel dat jy kan nie meer nie, of jy voel die Satan is besig om jou regtig nou te treiter, wil ek hê jy moet vorentoe kom aan, dat ons vir jou bid, dat die Here jou gaan deurdra. Gaan daai poppie van ons, ek gaan haar vra om te kom hiernatoe. Ek gaan haar vra om te kom, sodat ons vir haar kan bid. Here sê die gebed van die regverdige dra groot krag. En moenie skaam wees nie, my kind. Moenie skaam wees nie. Die Here is hier vanoggend en hy wil jou voorsien juis in die tyd. Is daar nog mense wat wil kom? Moenie bang wees nie, man. Moenie bang wees nie. Yes, Lord. Here, ons prys U. Here, ons loof U. Here, ons aanbid U. Yes, Lord. Gevul met bloed wat vloei uit Jesus sy. Die dogter van ons, maar Doris het my gister laat weet, dat sy sukkel om plek te kry by die skool.
dat haar laat weet dat sy moontlik in Februarie 'n plek gaan kry. Ek weet nie wat die krag van gebed is nie. Ek weet nie wat die Here vir 'n mens kan doen nie. Maar ons gaan vanoggend, ek wil hê jy moet staan vanoggend. Ons gaan saamstem vanoggend. Selfs die wat voor is, ons gaan die Here se troon nader en ons gaan die Here vra om daai deur wat toe is om hom oop te maak, man. As die Here die tronk se fondamente kon skud, as die Here die tronk se deure kon oopmaak, dan kan my God vir haar 'n plek gee by daai skool. Ons vertrou dat die Here miskien nog in die week moet die Here vir haar deur. Kom ons gee dit saam aan. Here, U is ons God. Here, U is die een wat ons kan vertrou wanneer ons nie weet wat kan toe nie. U is ons hoop. U is ons sterkte, Here. By U is niks onmoontlik nie. Kom, Here, en ek wil ons kind aan U opdra vanoggend. Here, my hart gaan uit na haar toe. Sy wil graag haar skoolloopbaan wil sy voltooi, Here. Daarom wil ek kom en ek wil bid. In die naam van Jesus, Here, struikelblokke, Here, ons bid, kettinge, laat dit val, my God. In die naam van Jesus, Here, kom en gee dat sy met oop arms ontvang sal word, Here, sodat sy kan doen dit wat die Here wil hê sy moet doen, Here. Here, ons bring haar na U toe vanoggend, Here. Ons weet U gaan voorsien. Ons weet U gaan voorsien, my God. Ek wil kom, Here, en ek wil elke mag en krag van die Satan kom breek in die naam van Jesus, Here. Gee haar 'n deurbraak, my God. Breek hy bande, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Ek bid dit in Jesus naam. Here, ons prys U. Here, ons prys U. Halleluja. Ons dank U, Here. Ons dank U. Yes, Lord. Ek gaan die kerkraad vra om na vore te kom om te bid vir ons mense wat hier wat gebed regtig nodig het. Kerkraadslede, kom nou. Sister Us. Yes, Lord. Kom ons bid vir die Here, man. Kom ons bid vir die Here. Bid jy vir hom.